In vandag se nuus, 'n gerespekteerde figuur in die Suid-Afrikaanse veebedryf, Malcolm Moody, het op 20 April op 74-jarige ouderdom sy stryd teen kanker verloor. Hy was 'n stigterslid en langtermynvoorsitter van die Suid-Afrikaanse Vetveebeoordelaarsvereniging, oftewel SAFVA. Hy het ook 'n sleutelrol gespeel in die ontwikkeling van op die hoef beoordeling by vetvee-kompetisies. Sy loopbaan het in 1979 by Voermol begin, waarna hy deur Ubaro en later as privaat konsultant vir beesboere, voerkrale en wildboere gewerk het. Malcolm was bekend vir sy kundigheid in voeding en genetika, sowel as sy mentorrol vir jong beoordelaars. Recent rains in the Northwest and Free State have triggered outbreaks of several crop diseases in maize, sunflower and soybean fields. Experts report that the disease triangle, which consists of a host, pathogen and conducive climate, is fully in play this season and increasing disease pressure. Fusarium is causing various rots in maize and enabling secondary infections such as Gibberella and Diplodia, with the latter often going undetected until harvest time. Sunflowers and soybeans are facing outbreaks of Alternaria, a fast-spreading leaf disease, and Sclerotinia, a serious fungal threat in wet conditions. The season's staggered crop stages have further heightened vulnerability to infection. South Africa's duty-free access to US markets under AGOA may be coming to an end, warns Agriculture Minister John Steenhuisen. He urged farmers to prepare for a future without the trade benefits that currently allow key exports, such as citrus, wine and nuts, to enter the United States tariff-free. With AGOA up for review in September and a 90-day tariff pause expiring in July, it is likely that 30% duties will soon be imposed. This would severely impact exporters, as US trade accounts for 6% of South Africa's agricultural exports. The added costs could render many shipments unviable, threatening jobs and profitability across the sector. En as jy gedink het die reën is verby, dink weer kenner Johan van der Berg vertel ons nou wat die volgende paar weke vir ons kan inhou. Met die voorspellings het ons gedink het gaan al hier van die helfte van April af begin droër word en elk vorentoe skuif die reën aan. So dit raak nogal 'n probleem met die baie vochtige toestande. Dit reën amper elke dag. Dit lyk hier nog reëntes tot hier net voor die naweek. En dan kan dit so vir 'n paar dae breek, maar dan lyk dit weer daar in die eerste week van Mei as ons daar weer verder reënt is. So ons raak ook bekommerd vir die oes van die jene. Ons het al redelik probleme en skade met die sojabone in die ooste Kaap. Ons kyk nou ook vir die mielies, want die tans mielies word daar nie so gou benadeel nie. Maar die aanhoudende vochtige nat toestande en met die stremming wat hulle gehad het vroeër in die seisoen, hitte en droogte en ook bewolkte toestande, is dit baie keer 'n resep vir peste en pla en siektes wat uitkom. Dit lyk of hier nie veel reën oor die verre westelike dele van die land is nie, meer oor sentraal en die oostelike dele van die land. Dis dan Johan van der Berg met ons weer nuus. En op daardie noot, 'n sopnat Nampo Park bemoeilik tans sake vir uitstallers wat vir vanjaar se expo moet voorberei. Dr. Dirk Strydom brei nou hieroor uit. Ek gee graag terugvoer oor hoe dit by Nampo lyk. Ja, dit het so 'n bietjie oor die afgelope paar dae het gereën. Het gemaak het dat ons so 'n bietjie reën en water oral op die park gehad het. Die water het so 'n bietjie gestaan, so ons moes so 'n paar maatreëls in plek sit, net om seker te maak dat die uitstaalruimtes daarom nog mooi lyk en dat ons die water gedreineer kry. So ons het hard gewerk en die water het daarom begin wegvloei en ons kon van die water wegwerk uit die park uit en vandag het die son weer daarom begin skyn.
So as ons 'n paar dae van sonskyn het, dan gaan die park baie mooi en groen wees. Maar ons werk hard om seker te maak dat die park se water dreineer en laat ons sover as moontlik die park netjies hou. Van die uitstallers begin nou hulle goed na die park toe bring ook, so hulle laai dit maar op die plaveisselpaaie vir nou eers af. En dan ja, sien ons uit na 'n lekker Nampo toe. Dit was dan Dr. Dirk Strydom van Graan SA en ook die einde van vandag se nuus. It's showtime in Bloemfontein from 25 April to the 3rd of May. We can't wait to see you there.